Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. So sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare, ek is die eerste en ek is die laaste en buiten my is daar geen God nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons loof die Here, ons sing Psalm 68, ons sing daar vers 9 en vers 13, kom ons sing dit tot eer van die Here.
Geliefdes, na die wet, dan sing ons Gesang 63 vers 1, en dan na die geloofsbelijdenis die 3de vers, Gesang 63. Kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan hier in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, daar in 1 Korintiërs 15, dan sê Paulus, vers 56, die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. En nou in vers 57, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Hoe wonderlik om dit te hoor en die hart te bære. Kom ons bely saam in die hart die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorm en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader,
van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here daar in die Nuwe Testament, 1 Korintiërs 15. In Korintiërs 15 gaan ons net daar die eerste 20 verse lees. Kom ons bid eers saam. Here, U die alwetende, alwyse, almagtige God, en U wat deur die kragtige werk van die Gees vir ons ook as gemeente hier by mekaar bring, so in die gemeenskap van gelowiges. Ja, Here, en U wat deur die Gees ook gee dat harte geopen word om ook die woord te luister. En Here, ons wat ook in die woord lees, dat die woord soos 'n hamer is wat oopbreek. Die woord soos 'n tweesnydende swaard. En daarom vra ons, Here, dat U vanmôre ook hier met ons sal wees en dat U ook hierdie gedeelte in die woord wat ons lees en die prediking, dat U dit sal seën. Dat ja, Here, dat U deur die Gees ook dit in harte sal indra. Ook in harte sal vasanker sodat dit kan groei. Kan vrug dra tot eer en verheerliking van U groote naam. Ons dank U, Here, vir die milde reën wat U gegee het. En ons weet dat hierdie aarde nie volmaak is nie. Dat dit nie 'n paradys lewe hier is nie. En daarmee saam weet ons dat rampe en ander dinge, droogtes, vloede, deel is van hierdie ou lewe. Dit alles onder U toelatende hand, onder U beskikking. Daarom vra ons ook, Here, daar waar groot skades was, waar daar lewensverlies was, dat U ook daar sal wees en vertroos, en dat U op U wyse ook sal help. Ja, Here, ook vanmôre hier, elkeen, U ken ons by die naam en die hart. Dan bid ons dat U so met elkeen sal wees. Dalk iemand wat hartseer is, eensaam voel, moedeloos voel. Dan bid ons dat U sal help, dat U sal krag gee, moed gee, dit alles volgens U wil. En nou vra ons, Here, wees ons genadig, wees ons sondaars genadig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.
Geliefdes, 1 Korintiërs 15 daarvan vers 1 gaan oor die opstanding. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waar julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek het aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels. En laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydig gebore. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of dit nou ek of hulle is, so spreek ons en so het julle geglo. As dit dan gespreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Kom ons lees net tot daar. Geliefdes, so wil ek amper sê met 'n mini-reeksie waarmee ons besig was en ons basies oor al die verskynings gepraat het, is ons dan nou by die verskyning aan Jakobus. En daar word nie veel hieroor gesê nie. As jy daar by vers 7 gaan kyk, vers 7, daarna het hy verskyn aan Jakobus, en daarna natuurlik aan al die apostels. En ons gaan stil staan vanmôre by hierdie vers, daarna het hy verskyn aan Jakobus. En wat hy in die agterkop kan hou is om te vra, is ek bereid om ook vir Christus te sterf, te ly? Is ek bereid om martelaar te wees? Geliefdes, hierdie dan die 9de verskyning, hierdie verskyning aan Jakobus, die 9de verskyning van ons opgestane Here Jesus Christus. En dit moes waarskynlik so kort voor sy hemelvaart gewees het en vermoedelik daar in Galilea plaasgevind het. En Paulus, soos ek hier gesê het, vertel nie veel van hierdie verskyning nie. Hy vertel bloot dat hierdie verskyning plaasgevind het na die afgesproke, wat ons ook verlede Sondag oor gepraat het, daar die afgesproke ontmoeting by die Taborberg. Daar waar hy onder andere ook 500 mense daar teenwoordig was. Maar die ding is ook, as ons die woordjie of die naam Jakobus hoor, dan moet ons ook vasstel, watter Jakobus word hiervan gepraat.
Want die wat die skrif ook ken, weet dat daar verskillende Jakobusse was, daar in die Nuwe Testament. Daar was 2 disippels wat Jakobus geheet het, en wat albei natuurlik neefs van Christus was. Dan is daar ook natuurlik Jesus se eie broer wat sy naam Jakobus was. En hierdie broer, soos die ander broers van hom, word duidelik vir ons vertel daar in Matteus 7 vers 5, het aanvanklik nie in Jesus geglo nie. Maar hierdie broer van Christus het later ook 'n baie prominente rol in Jerusalem en daardie gemeente gespeel. Dis ook hy wat natuurlik die herderlike brief daar in die Nuwe Testament geskryf het. En hierdie brief natuurlik baie beteken, veral in die tyd toe die gemeente daar in Jerusalem deur baie vervolging en verdrukking verstrooid geraak het daar in Klein-Asië. En 'n mens kan jou maar indink wat hierdie brief van Jakobus vir hierdie mense beteken het. Maar my broer en suster, al die aanduidings in die skrif, en as 'n mens ander bronne gaan lees, dan dui dit daarop dat hierdie Jakobus aan wie Jesus verskyn het, waarskynlik Jakobus, die seun van Zebedeus was. Hy en sy broer Johannes, seuns van Zebedeus, hulle het natuurlik die bynaam Boanerges gekry. Boanerges, seuns van die donder, seuns van die weerlig. Dit het die naam wat hulle by Jesus ontvang het. En nou kan 'n mens vra, hoekom? In Lukas 9 vers 54, as Jesus daar in Samaria gaan, en hierdie Samaritane weier dat hy by hulle kon bly, dan vra hierdie 2 seuns dadelik, hulle wat so heg was aan Jesus Christus, hulle wat hom so wou bystaan, hulle sê daar, Here, wil U hê ons moet sê dat vuur uit die hemel afdaal en hulle verteer soos Elia ook gedoen het. Maar dan keer Jesus hulle, hy berisp hulle. Maar wat ek alles probeer sê is dat daar 'n besondere band tussen Jesus en hierdie disipel Jakobus was. Hy wat saam met sy broer Johannes, natuurlik ook saam met Petrus, die binnekring disipels van Christus was. Juis hierdie 3, en ons het daaroor ook al gepraat, hierdie 3 wat saam met Jesus daar op Tabor was, tydens sy verheerliking. Maar kort hierna, onderweg daar na Jerusalem, so 'n week voor sy kruisiging, het iets baie belangriks gebeur. Salome, die moeder van hierdie 2 seuns van Jakobus en Johannes, sy het Jesus eenkant toe geroep, en dan kom sy met 'n versoek, 'n spesiale versoek. Baie eerbiedig doen sy dit. Sy vra Matteus 20 vers 21, sy sê dit nou vir Jesus, sê dat hierdie 2 seuns van my in die koninkryk mag sit, een aan die regter en een aan die linkerhand. En toe het Jesus, so met die oog op sy sware lyding wat vir hom voorlê, baie duidelik vir hulle gevra, en hulle moes baie deeglik natuurlik hieroor dink, kan julle die beker drink wat ek aanstonds gaan drink, en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? Maar ook weer haastig, sonder om goed daaroor te dink, het hulle dadelik gesê, ons kan. En dan kom Jesus, natuurlik profeties, soos hy ook met Petrus gedoen het, dat hy sê, ja, op 'n latere stadium sal julle wel deel hê aan hierdie lyde wat ek ook het. Dan sê hy vir hulle daar, dis waar, my beker sal julle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. En dan, my broer en suster, om meer van hierdie Jakobus ook te vertel, hy is die eerste een wat in diens van sy verlosser ook die martelaar dood ondergaan. As jy daar in Handelinge 12 vers 2 gaan lees, dan lees ons hoe hierdie Jakobus ook in opdrag van Herodes, wat hy met die swaard doodgemaak is, waarskynlik onthoof is. Ons praat steeds van 'n
besondere band tussen Jesus en Petrus en hierdie twee broers. En dis aan hulle, dis ook hulle wat daar saam met Jesus daar in Getsemane was. As Jesus vir hulle gaan vra om wakker te bly in daardie geweldige tyd van angs daar in Getsemane, daar waar Christus se sweetdruppels soos bloed geword het, dan weet ons hulle kon nie wakker bly nie, maar dis Jesus Christus wat kom in deernis het vir hierdie mense, hierdie twee manne, hierdie saam met Petrus. Hy sê Matteus 26, 25, 45, slaap maar voort in rus. En later ons praat van martelare. Paulus sou later net soos hierdie Jakobus terwille van sy getuienis vir Christus deur keiser Nero onthoof word. In dieselfde tyd natuurlik ook Petrus wat gekruisig is. My broer en suster, om maar net weer vir u te herinner, as ons dan vra ook, is ek bereid om eendag ook vir Christus te sterf. Ons weet, en ons het dit ook al gepraat, dat hierdie disippels voor Christus se gevangeneming, voor sy kruisiging, baie haastig, eintlik voorbarig al gesê het, hulle sal Jesus nooit verlaat nie. Maar die ironiese, daar in Matteus 26 vers 36 staan baie duidelik, toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. Wat leer ons vanmôre uit hierdie gedeelte wat ons ook van Jakobus en ander gehoor het? Wat is vir my en jou 'n geloofsles? Natuurlik my broer en suster, nie die enigste martelare wat daar was nie. Baie martelare oor die eeue heen. Ook vandag as 'n mens gaan lees en gaan kyk en hoor, dan is daar baie martelare wat steeds vir Christus ly, wat vervolg word, wat sterf. En daarom kan ons vanmôre sê, op daardie vraag, kan ek en jy dit doen? Sal ons in staat wees? Dan moet ons almal antwoord, niemand is uit eie krag in staat om vir Christus werklik te ly en te sterf nie. Maar as God dit van sy kind verwag, en dis daardie tyd deur sy beskikking, dan glo ons, sal hy ook sy kind daarvoor bemoedig en bekragtig. Vir elke Christen, daardie bemoedigende woorde en daardie getuienis oor Christus, as ons gaan kyk, deur die martelaar Stefanus, daar in Handelinge 7 vers 55, vers 56. As 'n mens dit hoor, dan gee dit jou weer sommer moed. Dit gee 'n nuwe krag. Daar staan geskrywe, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan in die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God. Dit, my broer en suster, terwyl hulle hom besig is om hierdie man dood te gooi met klippe. En daarom kan ons vanmôre ook sê, en elke dag van hierdie lewe, in ons swaar, in ons nood, in die erge beproewings van hierdie lewe, en baie belangrik ook, as ons moet sterf, ek en jy het nie nodig om te vrees. En daarom kan ons soos Dawid ook sê, daar in die bekende Psalm 23, vers 1, as hy sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek. As hy verder gaan in vers 4 sê, en hy glo dit, al gaan ek ook in die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees. En dan kan hy daar die Psalm ook afsluit, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. So my broer en suster, in die oorwinningskrag van Jesus Christus, van ons opgestane Here Jesus Christus, dan verklein, dan verdwyn ons vrees vir die onbekende toekoms,
verdwyn ons vrees en ons twyfel, verdwyn en verklein vir ons dood. En nou is daar deesdae, jy weet, dit is baie in die nuus ook, baie mense praat oor die kwessie van genade dood. En 'n mens staan eintlik verstom as kinders van die Here al wil saamstem en instem tot genade dood. Natuurlik die Here wat vir ons asem gee, dit in ons inblaas, en die Here wat bepaal wanneer ons daar die laaste asem ook uitblaas. My broer en suster, maar die belangrikste, die versekering in ons harte, in tye van nood, tye van verdrukking, tye van vervolging, kan ons sê ons sal nooit, niks kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Jesus Christus is nie. Romeine 8 vers 39. En hierdie troos, hierdie genade, laat my en jou voortbeer in hierdie ou wêreld. Hierdie ou wêreld, moet ons onthou waarvan Jesus Christus self gesê het, Johannes 16 vers 33, hy het nie doekies omgedraai nie, hy het gesê vir sy disippels, en hy sê dit vir elkeen van ons vanmôre, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin, en dis belangrik. Het dieselfde Jesus Christus wat ook gesê het, Matteus 28 vers 18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En dan kom hy in vers 20 en hy sê, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En daarom, my broer en suster, moet ek en jy leef met vrede, met hoop in die hart, met 'n berusting in die hart. Want ons weet, ons het daar die toekomsverwagting, ons weet dat ons siele ook verhuis na ons hemelse tuiste wanneer ons afsterf. En met Christus se wederkoms, dan gebeur die wonderlike wat ook hier opgeskrywe staan in 1 Korintiërs 15, daar in vers 51 en 52. Met sy koms, ons sal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Hoe wonderlik, as ons dan die volle heerlikheid ontvang, om het saam met Christus ook die nuwe Jerusalem in te gaan. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons hoor van lyding, ons hoor van pyn, vervolging. Ons lees van die apostels wat hulle lewe moes gee, ook ander, ook Stefanus, en baie ander, ook deur die eeue heen, ook vandag. Ons bid, Here, dat U vir elkeen van hulle wat vervolg word, moet lei, dat U werklik ook vir hulle die krag en die moed sal gee wat hulle nodig het. Maar Here, ook vir ons elkeen, as dit op ons pad moet kom, dat U vir ons ook daarin sal help. Maar ook, Here, in die daaglikse lewe, as ons al ons sorge kan opnoem, ons daaglikse bekommernisse, ons in siektes, in swaar, al die rampe, as ons dink aan 'n onbekende toekoms, en ons wonder wat vorentoe gaan gebeur, gee Here vir ons 'n kalmte, 'n berusting in die hart, om te weet, U bly in beheer. En daarom kan ons ook in die oorwinningskrag van ons Here Jesus Christus voortbeer. Ja, Here, ons leef in sy krag.
Ons bid om die genade en ons smeek dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek hoop het vanmôre daar toe ons Psalm 68 gesing het, mooi geluister na daardie woord. Want 'n mens probeer ook die gesange so kies om by die teksvers te pas. As jy nou daar hoor, die God van volle saligheid, dit is nou Psalm 68 wat ons gesing het. Die God van volle saligheid versterk ons in die dag van stryd en dra ons deur die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gewe. En nou gaan ons hier sing gesang 365, die Heer my herder sorg vir my. Kom ons sing verse 1, 2 en 3 tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.